Ons het vanmôre die voorreg om te kuier met Jaco van der Walt, maar eintlik is sy naam Fellies. Maar eintlik is dit ook Jaco van, maar eintlik is dit Fellies. Ons gesels 'n bietjie met, ek gaan maar sê Fellies vanmôre. Ons praat hier oor sy nuwe liedjie Ligtorings, 'n lekker liedjie in 'n nuwe enkelsnit van hom. Goeiemôre Jaco. Môre. Dis lekker om jou te gesels vanmôre. Baie dankie. Welkom. Hoor hierso, kom ons, ek gaan sommer dadelik wegval met Ligtorings. Ja, ons kan. Dis 'n liedjie wat jy die inspirasie gekry het waar jy sê in 'n kerk. In 'n kerk, ja. Toe die inspirasie jou tref vir die liedjie. Dis 100%, jy's 100% reg. So wat gebeur het is, dit is altyd moeilik om inspirasie te kry om 'n liedjie te skryf en ek ry baie rond, so ek skryf gewoonlik goedjies neer op my selfoon as ek aan iets dink. En hierdie liedjie het ons toe nou in die kerk toe sit ek toe wonder ek by myself, hoe kan ons 'n liedjie maak of skryf wat weet 'n bietjie inspirasie vir mense het en bietjie gevoel agter die hele verhaal is en ek het so gekyk na die deur want ons is in die lighuis gemeente en die lighuis, daar's 2 lighuisies op die deur en ek sit so en ek dink toe by myself, dit sou nou eintlik 'n baie mooi liedjie maak want wat soek jy nie as 'n skip by die Suid-Afrikaanse kus of waar ook al hulle ry, soek hulle altyd 'n lig om vir hulle bietjie baken te wys en dit is nou wat ek met Fellies of met die ligtorings gedoen het om daai lig in 'n mens se lewe, jy kyk bietjie op na die lig en soek lig as jy in die moeilikheid is. So dit is waaroor die liedjie gaan, ja. Wie is die ligtorings in jou lewe? Wel, eerste een is die Here in my lewe en dan my vrou is my ander ligtoring en ja, dit is die 2 belangrikste goedjies in my lewe op die huidige oomblik, ja. Jy skryf beide Afrikaans en Engels. Engels, ja. Het jy 'n voorkeur vir een of die ander? Nee, Afrikaans is my taal, so ek het ongelooflik baie liedjies nou wat ek al klaar geskryf het. Ons het nou 5 klaar gemaak wat ons nou in volgende jaar gaan uitbring. So ja, nee, ek verkies die Afrikaanse musiek, maar Engels is ook goed. Weet jy moet beide markte jou musiek uitkry by. Jy verwys nou na ligtorings in jou lewe en jy sê jou vrou is 'n ligtoring. Huwelike is vir jou baie belangrik. Jy sê ons is maar in 'n wêreld waar dinge bietjie uitmekaar uitval op verskillende plekke nie. Yes. Hoekom is huwelike vir jou dan gesonde, gelukkige huwelike vir jou so belangrik? Dit speel 'n groot rol in my lewe want my huwelik is 'n baie goeie huwelik. Ek kan vir jou eerlikwaar sê ek werk baie hard in my huwelik want dit is die belangrikste ding in my lewe want as jy alleen is, wat het jy? Jy moet saam met iemand in jou lewe wees om 'n pad saam met daai persoon te stap. So Whisper wat ons gedoen het, my eerste enkelsnit wat ons uitgebring het in Februarie het 'n groot rol gespeel in dit ook want jy weet baie mans, ons kom by die huis in die middag, ons is moeg gewerk. Ek dink baie mans kan relate en sê weet ons kom by die huis, gooi jou selfoon of jy sit op jou selfoon, kyk TV. Jy gaan nie na jou vrou toe en sê eintlik meer vir haar, weet jy wat, ek is regtig lief vir jou. Dis 'n probleem deesdae, nee, dat ons nie meer met mekaar kommunikeer nie. Dit is 'n groot probleem en ek probeer daai liedjies wat ek skryf, probeer ek weer die mans en die vrouens by mekaar hou, gelukkige koppels, huwelike en al daai goedjies. Dis wat ons probeer doen. Dit is mooi gesê. Is daar 'n musiekvideo vir Ligtoring? Daar is 'n musiekvideo. Vertel 'n bietjie daaroor. So, dit is nogals interessant. Ek het aan die begin toe ek Ligtoring geskryf het ek nie geweet wat om te doen met Ligtoring nie. En ek het die Ligtoring gesien van Umhlanga en ek het gesê ek soek daai Ligtoring. Ons het letterlik 2,5 maande gevat om die Ligtoring te kry van TNPA af, van die National Ports Authority. Ons moes ewen betaal om die Ligtoring te kry vir daai 1,5 wat ons kon skiet op Ligtoring en dit is 'n ongelooflike nice video en ek moet sê dis die eerste musiekvideo in Suid-Afrika se geskiedenis wat op 'n Ligtoring geskiet is. Regtig? En dis so 'n ikoniese Ligtoring. Dit is ongelooflik nice. Dis hoekom ons daai Ligtoring wou gehad het. Maar ons kon hom ten minste kry, ja. Nou, wanneer jy nie musiek maak nie, wat doen jy want hierdie is nie jou enigste werk nie? Nee, dit is nie. Ek is 'n sales manager van 'n maatskappy in Dubai. Dis eintlik die maatskappy ons hoofkantoor is in Duitsland. Maar ek is die Suid-Afrikaanse manager vir dit, bestuurder. So waar kom die liefde dan vir musiek vandaan? Was dit nog al die jare daar saam met jou gewees? My ouma was baie musikaal en sy het begin met die musiek. Sy kon enige instrument speel, gitaar, orgel, klavier, weet sy kon enigiets speel. En dit is waar ek dit nou maar geleer het. Altyd wat ons by haar gaan kuier het ek maar gesing en sy het saam gitaar gespeel of klavier. So dit is waar die liefde vandaan kom. En het jy as 'n kind in kore gesing en sulke goed? Want mense sit nou en dink as dit daai liefde vir die familie af kan moet, dan jy dit mag kanaliseer, dan moet 'n mens dit kanaliseer na iewers anders toe en dit groei dan op sy eie. Was dit maar 'n koorligrigting? Was dit solo? Hoe het dit gewerk toe jy jonger was? Dit kom al van skool af. Ek het koor gesing op die skool. Ek was gekeer vir Drakensberg se seuskoor in 1997. Ek kon nooit gaan nie want ongelukkig weet die geldjies.
Maar dit het my op 'n goeie pad gebring en ek was in die Vrystaatse jeugkoor vir baie lank, ek het daar gesing vir hulle en na skool het ek promosiewerk begin doen en weet by die winkels, kettingwinkels soos Bradlow's en Russells en daai plekkies begin sing en dit is waar die musiek begin het en van daai tyd af, ek meen van 1994 af sing ek af, so dit is 'n lang pad om te stap. Dis 'n pad wat musikante in Suid-Afrika noodgedwonge moet stap. Daar Correct. is nie 'n vinnige rags to riches tipe van storie. Jy gaan nie net so bekend word nie. Ja. Daar is daai harde werk by 'n vlooimark of in 'n restaurant of by 'n fees of 'n ding. Mense almal gaan daardeur, nie waar? Korrek. So vir die opkomende kunstenaars, dit is regtig waar wat jy sê. Jy weet, jy gaan nie 'n ou sommer net kry wat in 'n restaurant instap wat jou raak sien nie, want almal dink jy gaan raak gesien word. Dit is ongelukkig nie hoe dit werk nie. Dit kom van jouself af, jy moet hard werk om daarbo uit te kom. True. Wat is van die kunstenaars of wie is van die kunstenaars na wie jy opkyk? Wel, ek het baie van Teens gehou, Teens Jordan. Sy musiek was vir my baie inspirerend ook in die styl van skryf wat hy gehad het, veral sy musiek. Ek was baie lief vir sy musiek gedeelte van dit. Hy het 'n baie, hoe kan ek sê, 'n rustige manier van gehad om mense te kalmeer. En hy het nie blerrende musiek geskryf nie. Hy het ongelooflike baie diep songs geskryf en dit is vir my baie mooi. Ou Elton John ook, ek weet julle Elton John, hy was vir my die musiek wat hy geskryf het was baie mooi musieklyn. En ja, so dit is vir my twee. Skryf jy al jou musiek self? Ek skryf alles nou self, ja. En waar kry jy jou inspirasie? Soos jy sê, jy weet jy's maar besig en dan gryp jy pen en wat ook al gebeur dit, so half lekraak, moet jy gaan sit en dink, okay, waaroor wil ek vandag skryf? So met ligtoring was dit anders. Ek het fisies skryf alles op my foon neer. So as ek iewers en ek sien iets, skryf ek dit neer. So en ek het alles uit dit uitgevat om te skryf. So byvoorbeeld Huis toe wat ek geskryf het nou wat ook volgende jaar vrygestel word, het ek omdat ek so baie op die pad is, en ek sien die wit lyn, ek het dit gekom van die wit lyn af. En julle sal volgende jaar sal julle nou hoor die liedjie wat uitkom is ek hou vas aan die wit lyn om by die huis te kom. So weet dit is nou eintlik 'n nice en soos byvoorbeeld hou op met wat jy doen, baie mans beklei met hulle vrouens of die man beklei met haar man. Ek wil nie graag hê dit moet gebeur nie. So dit is waar die liedjie ook vandaan gekom het. So ek sit en dink wat mense weet dit kom soos 'n storieetjie wat ek graag wil uitbring vir die mense. Die tipiese sosiale probleme waarmee mense sukkel, dis ook wat jy half adresseer. Yes. Jy praat nou oor volgende jaar. Dit klink vir my daar's 'n paar liedjies wat kom volgende jaar. Ons het so 5 wat kom. Ons het Huis toe. Ja, ons het soos Water wat eers gaan in Januarie. Ek en Ferry sal in Januarie omdoen. Dan het ek Huis toe wat kom. Ek het staan op vir die jong mense. Ons het so 'n lekker rap Afrikaanse liedjie wat ons gaan uitbring. En dan het ons hou op met wat jy doen en die laaste enetjie is Forever Blue. Ooh. Waar kry jy tyd? Want kom ons wees nou maar eerlik. As jy nie 100% al jou tyd op musiek kan spandeer nie en jy doen nog iets anders, ek weet nie hoe jy dit regkry nie. Die meeste Afrikaanse sangers wat hiernatoe kom, fokus net op hulle loopbane. Jy moet meer as een plek fokus. Hoe bestuur jy jou tyd? Want dis maar 'n selfdissipline wat 'n mens moet hê. Dit is jy kyk met my werk ook, ek dink ek het baie selfdissipline geleer in my werk, weet om hoe kan ek sê, ek is die enigste persoon in Suid-Afrika wat werk by my maatskappy. So daar's niemand anders nie. Jy moet so gedissiplineerd wees om elke dag op te staan om dit te doen. So in die oggende vroeg gaan ek gewoonlik uit, so dan kan sien jy die eerste weet jou hoe kan ek sê jou customers, as jy dit so kan noem. En dan deur die middag sal ek byvoorbeeld gou tyd maak vir die musiek en in die aand spandeer ek tyd saam met my vrou. So dit is ons probeer alles oor naweke, meeste van die tyd is ek by haar. So al my tyd gaan vir haar as ek vrye tyd het, maar weet ek moet tyd maak dit. As ek gewoonlik hierso tussen 11 en 12 in die aand sal ek op my foon gou 'n bietjie rondkrap. Gou gesê okay, dis wat ek wil hê, dis wat ek wil doen. So mens probeer maar daar. Ja. Maak Goeie gesonde balans. Korrek, ja. Net so vinnig Kersfees om die draai. Ons het nou vir Kersvader gehoor ook voordat ons begin. Hoe spandeer julle gewoonlik Kersdag? Wel, ek probeer so min as moontlik tyd aan musiek en werk spandeer oor Kerstyd. Weet van die 15de af probeer ek maar 'n bietjie afskaal. Ek doen ook nie nuwejaarsshows nie want ek glo dis familietyd en jy wil dit so. Ek probeer soveel tyd saam met my vrou spandeer as wat ek kan. Want is die tyd wanneer mense regtig wil afwees en weet daai spesiale tyd saam met jou vrou spandeer. Dis baie oulik. Baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre, Jaco. Was lekker om jou te gesels. Ja, is reg. So ek het graag ietsie wat ek vir julle elkeen wil gee. Julle Kersgeskenkies. So kom ons kyk gou hierdie enetjie. Ek het so 'n idee, ek vermoed ek weet wat dit is. Dit mag dalk wees, ja.
So ek gaan nou ek gaan nou nie die boks verrenoveer nie, maar dit is nou dit is ons eie maak vellies vir die mense wat daar buite is. Dis die enigste maak in Goonie vellies. Ons maak dit self, so julle kan kyk daar is joune Gooi. Dis pragtig. Daai is 'n ordentlike vellie. Nou ja. En dan Dis verskriklik mooi. enetjie vir jou Jennifer. Is hierdie vir my? Ja, dis joune. Wel. Dis so hoe is jy nou betrokke by die vellie besigheid ook? Jy Ja, rus ons doen nooit. vellies so daar's joune. Vir die dames. Mooi. So julle moet dit geniet en lekker dra. Ek verstaan van rooi hakskientjies, maar daai is harige hakskientjies. So ja, ons maak iets vellies self. Dit is Home of Nguni. Hulle doen ons vellies vir ons. So het ons eie reeks vellies, so as die mense dalk belangstel, hulle is baie welkom om te gaan Google op die Facebook en al daai plekkies. Jessie, Jaco, baie dankie. Dis Baie oulik vir jou. pragtig, Dankie ja. vir ons Nice Kersgeskenkies. Kersgeskenkie. Dis baie oulik van jou. Nee, so presies. Daar sê dis Jaco van der Walt. Vellies. Ja, en daar is hy met sy nuwe liedjie Ligtoring. Byt 'n bietjie vas want hier kom daai musiekvideo nou van Ligtoring.